Good afternoon, gentlemen. This is Johan de Meyer from Inspire Elsie's Radio. Once again, very, very welcome. Today we're changing the format a little bit because, we have this tradition in many cultures of voorkamergesprekke. I remember when I was little, as jy so klein, dan kruip jy agter die stoel weg, want jy wil net hoor wat die groot mense sê. En dan, eintlik weet hulle jy is daar, en dan wag hulle tot hulle nou goed praat, dat jy nou nie moet hoor nie, en dan skielik, dan kom hulle nou agter, jy is daar na my kamer toe gaan. So, my name is Johan de Meyer from pivotcoach.net. I'm a life coach, but the purpose of this show, as you know, I've repeated it many times, is to talk about your questions in your way, and not to force solutions on people, but rather to give you tools on how you can think differently about the challenges in your own life. And I think that's particularly important for me. And yeah, I'm thinking this format is much more suitable than a studio for what we want to do. Today, I'm sure you recognize this gentleman, maar ek is so bevoorreg om vir meneer Hemelbesem, Simon Witbooi, hier by my te hê, sommer binne my huis nogal, né? Hier, julle weet mos, ek bly hier in Saalbrou, so as julle die kinders in die straat hoor speel, dit is nou maar net deel van die ding, #humanmade, né? So baie welkom hier by my. Ek hoop die koffie is sterk genoeg. Ja, is lekker, dankie. Okay, nou, soos ek, die vraag wat ek mense altyd eers vra, is want ek is so gewoond in my familie, maar ook in die community, as ek mense vra, hallo, ek is Johan, dan mense gravitate altyd na, hallo, ek is Piet en ek werk by hierdie company. Ons is in soveel boksies gedruk, oral waar ons gaan as mans, soveel labels, soveel responsibilities. En ek dink dit help van mense om te hoor van iemand soos jy, as ek jou vra, as die ligte af is, en jy het nie iets om te doen vir iemand nie. Hoe sê jy in 'n sin wie jy is, daai essence saamvat vir my? Sjoe, in 'n sin, dis altyd, jy vra nou 'n baie diep man, so 'n vraag, en jy vra, jy moet dit in 'n boksie sit, maar ek gaan graag respond met 'n storieetjie, as jy nie omgee nie. Dis fyn. Eendag toe ry ek met my dogter, Halo en Reiken in Woester, en sy was seker net begin praat en so, maar sy het altyd in die kerk saam mee gewees, en terwyl ons ry, vra sy net uit die bloute uit, Daddy, why does God say, I am? En ek trek sommer onmiddellik af, so by Asus, en man gaan na Nyse kant toe in Woester, en ek trek af, en ek klim langs die seatback, so excited, en ek sê vir, you know what, because hy, daarna die I am, is daar enige iets, wat hy kan enige iets wees vir jou, verstaan? En is regtig 'n pivotal punt gewees van my punt ook, om te bepaal wie is ek, want Simon was nog nooit een spesifieke ding nie, en ek rus in ek noem dit 'n konfettibom. Ek sit net, as ek in die donkerte is, alleen net daar rustig, geniet hy die ander se konfettibomme, maar ek is nogal 'n ou wat as ek ontlont of hy lont aansteek, dan is dit net 'n konfettibom wat afskiet, is te veel goed om te beskryf, en ek dink is reg soos jy sê, daai wanneer mens na daai gaan, dan is daai halve 'n kettingkie, of dit kan 'n muur wees, of dit kan dit wees, dit kan 'n tronkraak, dit kan baie goedjies wees, as ons nie besef, ons is meer as daai, net daai nie, jy weet, so kom ek sê dan net 'n konfettibom vir nou. Maar, is ek dan reg, om jou te paraphrase, ek wil amper sê, ek is meer. Ja, ek hou van meer, want
ek sien altyd die idee van mooi, goed, daai klaswoorde, daai etiek, daai waardesisteme, daai woordjies van daai groter as die ander. So hy is meer. Dis hoekom ek so ook die idee van liefde van hou, want dit bly meer as die vrees, is meer as die leder, is meer. En ek het baie van my solutions en antwoorde in daai hoopietjie dinge gevind, daai mooi goeters, is meer. Ja, dis meer. Ok, ek hou daarvan. Nou, ons luisteraars weet dat ek as 'n life coach, die soort van my go-to, jy kan nie jou bek hou nie. Dis reg. want ons het al baie sprekers gehad wat werk met mans en so aan. En wat vir mans sê, dit gaan nie soseer oor wat jy doen nie, maar dis dat jy iets doen. Dat jy iewers begin. En baie keer, aan die einde van elke show, en ek gaan dit nou weer sê ek, you don't need to know the answer to the problem before you start working on the solution. So, ons kan altyd begin. En ek het al 'n paar sprekers gehad wat sê, maar dis waar jy moet begin. Jy moet begin by 'n plek waar jy vir jouself toestemming gee om te gaan krap en te gaan curious wees en te gaan uitfigure. There must be more than this. Daar moet meer aan my lewe wees as net werk, gesin, dalk 'n party op die naweek of 'n die of 'n daai. Praat ek reg? Ja, dis hoekom ek stap by die idee van 'n konfettibom, net omdat jy kan nie, is nog nie moontlik vir ons om met die onmiddellike brein te kan bepaal hoeveel kleure onmiddellik sal afgaan, teen watter trajectory dit skiet en al hy klas scientific goeders. Ons kan dit nog nie met die oog opwenk sommer onmiddellik onthou wat daar aangaan en dit kan half kategoriseer. Maar dit los vir jou by meer, verstaan, en dis 'n goeie gevoel. Dis hoekom sê ek, jy gaan na goed toe, iets wat vir jou laat lekker voel hier binne. Dis 'n rede hoekom kinders daarop, net om met die honde ook, is dit amper so, daai biskuit, daai ding wat vir jou iets wat lekker gaan laat voel. Dit maak die les interessant. Dr. Michael Lecondier het so 'n tyd terug gesê, of hy's nou 'n professor dink ek, ja, prof. Ek ken hom gelukkig goed in Afrikaans, ja, big respect my brother. Hy het ander dag gesê, in 'n Spaanvol, hy sê, kinders wat so swak doen nou in die skole byvoorbeeld, veral ons kinders, ons gemeenskap se kinders, is dat hulle leer vir 'n toets die hele tyd. En as jy leer vir 'n toets, maak dit jou outomaties vreesagtig later. Jy begin so die lewe ook benader. So as jy na die werkspasie toe gaan, jy raak bietjie bangerig, ek gaan fail, die moontlikheid van fail. Waar hy sê, eintlik moet die idee van studie en die idee van leer moet wees om te sê, ek leer om te verstaan. En as ek 'n bietjie langer verstaan as 'n ander een, is dit beteken nie ek is laer as daai persoon nie, want ek sal nou bietjie vinniger dalk 'n ander ding leer as waar hy weer of sy weer ietsie vinniger daar leer sien. Maar dit is die probleem en die stelsels daar buite. So vir my is dit, ons moet onmiddellik begin waar jy sê, luister, dit wat op my geforseer is, of kom ek sê maar nou wat jy voel is op jou gedruk, die definisies, skool, hoe skool gesê het jy moet wees, is nie jou skuld nie. Maar jy moet besef, daar's gebreke in dit, en dit het ook gemaak dat jy nou 'n bietjie anders is. Jy moet dit erken. Once jy dit erken, nou kan jy na die meer toe gaan, ek is meer as dit. Maar soos ek nou net vir die oe-bedryf ook gesê, jy kan nie dit wat jy nou as 'n step gebruik het tot by die punt, weggooi nie. Dan verloor die hele leer sy krag, sien. As jy wil klim na die volgende fase van lewe toe, recognize dit. Sê nou maar jy was, jou mamma was iemand wat bekeer, sê nou maar soos in hierdie plek, sy is bekeer, of sy's 'n titi hierso gewees, en sy's vir jare 'n titi, almal ken vir haar, sy's die een wat die kosistes maak, of sy's die een wat altyd duas maak en praat en so, of sy's die mamma wat hy, jy kan nie nou, as jy weggaan vanuit daai spasie, nou wil jy die idee van religie en alles wat, dit is nou skone snerp.
hierdie hele besigheid van mamma, hulle is nou skoons net, nou gooi jy dit weg net so nie. En jy vergeet die krag van die oomblikke, wat daar was, waar daar heling was, waar daar salf was, waar daar mooi was. So jy moet die lesse saamvat, in steede net van om dit te discard, want dit wat mense gewoonlik doen, en dan begin jy weer oor. Dan sê jy eintlik, jy het jou hele lewe voor dit gewaste. Nou, hoe kan jy sonder vrees begin, en jy het nou gevoel van, ek het alles gewaste. So dis een ding wat ons moet doen, anders gaan jy daai gevoel hê, dis 'n empty gevoel. En dan verloor jy ek tyd, ek is al 40, nou begin al hy goed kom. Maar as jy sien, dit is deel van die leer, nou gaan jy kyk, wow, so ek was eintlik 'n ou, soos ek nou vir die Uber-drywer gesê het, want hy sê, hy was so eng, in sy way van focus, nou sê hy so oop. Nou sê ek maar, is dit dat jy eng was, ek sal die Here, wat steek is op sy punt, sien die manne wat so stry, ek is steek op my punt, ek sal die Here, want jy is 'n student van dit wat jy opstaan. Dis 'n goeie kwaliteit. Maar hy kwaliteit moet nie die ander kwaliteite oordonder nie, verstaan. Dit is maar die motief agter dit inblaas, dit moet reg wees, ja. Dit was vir my 'n groot oomblik in van die kursusse en goed wat ek op was. Ek het 'n baie liewe vriendin en een van haar kernboodskappe is nuuskierigheid. Jy weet, ons is geneig, ek sien dit so baie, mense het klein babietjies, en dan omdat jy bang is die baba gaan aan die warm plaat vat, dan klap hy sy hand en sê nee. Wat die baba hoor, is wanneer ek my wêreld wil verken, klim ek uit die boks uit en dis verkeerd. In plaas van om daai nuuskierigheid aan te wakker in die kind, en te sê, kom ek leer jou van warmte. Kom, dit voel mooi, voel jy dis warm? Ja, ons gaan nie daar vat nie. So, ons verloor so baie learning moments, want ons kom uit die skool uit met daai mindset van reg en verkeerd. En ons kom uit religie uit met daai mindset van reg en verkeerd. In plaas van om te vra, wat is die derde opsie? Watter opsies kan ek oor curious raak wat ek nog nie gesien het? En ja, in my lewe was dit 'n groot ding, en ek dink dis iets wat ons mis in ons land, want ons is nie nuuskierig oor mekaar nie. Maar voor ek nou daar kom, die ding waaroor ek nou nuuskierig is, is wat het in jou lewe gebeur vir jou om daai vraag te vra en uit te kom by die punt van, ek gaan jou woord bietjie verander, ek's 'n glitterbom. Ek like het, hy is nog kleiner, ek like het. Hy wil later hundreds and thousands raak. Weet jy, het hang af wat jy hoor. Het is interessant, die Uber-drywer se naam is Elias, so hy is maar nou deel van die narratief nou hier. Maar het is interessant dat, hoe dat alles rondom 'n mens se lewe eintlik gebaseer is op die onsekerheid. En hoe jy met onsekerheid, ek het 'n song uit geskrywe wat ek genoem het, Dans met onsekerheid. It's 'n baie diep song, soos baie van my songs, maar is... Nee, al jou songs is diep. Mense, laat ons dit net klaar kry, mense. Al sy songs is diep. Maar jy dans eintlik altyd met onsekerheid. En ek wou nog vir Anna Davel, sy is 'n sangeres, en ek 'n bekende sangeres eintlik, en ek wou graag met haar die song gedoen het, maar toe het ek nou net die song gedoen, Dans met onsekerheid. En jou lewe is eintlik heeltyd 'n dans met onsekerheid. As jy opstaan, die New Age ouens gaan praat van, hulle gaan as die voorbeeld vir jou gee van die om en by 3 meter plus of 5 meter wat jou ligte skyn in die aand as jy 'n motor ry, en as jy die pad vat, dan het jy eintlik net daai gap op wat jy kan sien, maar die anders is geloof, verstaan, dit is daai uncertainty. Maar jy gaan met daai certainty van daai bracket wat jy kan sien consistently vorentoe. En ek dink, soos ek nou vir hom gesê het, daar's 'n spesiale ding om te kan om jou way uit te kan vind in daai wat vir jou lig is. Die geskrifte praat van working out your salvation. Is 'n baie persoonlike, soewereine oomblik waar jy kom en sê, ek werk nou my lig radius uit, verstaan, wat ek verstaan,
wat my goed laat voel, wat my nie goed laat voel in my afbreekie, wat ek nou al gemeet het op alle vlakke geweeg het, en hierdie gewoonte van my, hierdie ding van my, al die goedjies maak jy vas en dan vind jy jou ligradius. Nou met hy ligradius, en weer eens die geskrifte sal praat van, hy is 'n lamp vir jou voete in 'n mate, waar jy in die donker dit neer gaan sit, maak dit vir daai radius 'n bietjie lig. Nie die hele ding nie, net daai stukkie, waar jy loop, so waar jy fisies ingaan. So jy kan nie teorie die hele tyd net praat, soos 'n professor en ons is baie goed daarmee, né? Ja, en dit word sy kry even certificates, sy kry diplomas, sy kry medaljes vir kwaai praat. Ek sê altyd as 'n professor nou langs 'n boom staan en hy gaan staan miskien langs 'n simpel ou wat hy area op 'n ander vlak verstaan, wat van hy area staan ook langs hy boom, gaan jy sien die bome resonate. Wonder ek, as jy nou so kyk, wat die boom dink van die professor en wat die boom dink van hy ander ou verstaan, vanuit natuurse perspektief. Ja. Sien, hy kry 'n ander kroon. Hoe jy omgaan met die duister is vir my amazing. So, jou voet, as jy ingaan, dan is dit net daai stukkie lig. Dan is dit weer 'n stukkie, en dan is dit weer 'n bietjie lig. Dan is dit bietjie donker, dan gaan jy agter jou, maar dan gaan jy weer 'n bietjie lig. So travel jy in die stuk donker. Dan gaan hy geskrif verder en hy sê, it also brings a light unto your path. So dis in hindsight. Dis as jy klaar gedoen het. So die aksie moet gepaard gaan met daai bietjie lig wat jy ontdek het van jouself. Jy kan miskien, jy sien ek kan vinnig dink. Nou som ouens sien hy sien miskien hy het gegroot geraak met vinnig dink, en raak hy skelm eers met hy. Hy raak vinnig. Sy sê nog ek was ja vinnig en hy. As dit kom by lieg, sy gaan vinnig is. Baie van ons mense veral, die wat hulle die Latino mense ook gee, lie, steal and cheat. Dis wat hulle gegee vir ons. En die rede vir dit is baie simpel. Ons dink in soveel layers. So as ek sien iemand anders, snap jy, hy ander layer nie, dan gaan ek jou probeer corner by ander layer. Meeste van dit was survival tactics. Maar as jy dit kan gebruik as iets kragtig, nou het jy 'n unieke tool om iets anders daarmee te doen. Verstaan? As jy daai het, dan gaan jy 'n great ou wees in boardrooms, bro. Trust my, dit is hoe ek agtergekom het. Ek het iets om te offer. Ek hoef nie te geleer het of daai nie. In fact, ek het nog nie regtig gestudeer op die vlakke wat ek het nie grade in sulke klas goed nie, verstaan? Maar ek was nog net daar en oopgemaak vir my stukkie lig. En ek het ingegaan in hy donker met hy lig. Eerste keer wat ek television gedoen het, ek het gedink, ek gaan nou wat doen, en toe gaan ek in, en dit is 'n nuwe ding, en toe daar sê, okay, ek lyk, nou sê hulle ook nie, jy lyk comfortable, jy is comfortable, okay, dan gaan jy maar net aan, jy gaan deur emotions verstaan, maar gebruik hy bietjie lig, en gaan in hy onsekerheid in, wat ook al jou ding is, jy kan kwaai iets kook, bro, laat jou vrou sit, moenie bang is, as die ouens kom, Ek hoop iets vrouens wat luister. maak hy kos, ja, sy maak hy kos, meneer, sien jy, daar's iets daar, man, daar's iets daar wat jy het, wat die ander een nie het, guns, die gift wat jy het, die guns wat op jou is, deel die, want ons almal het 'n spesifieke gawe, of genade, of hoe ook al jy dit wil verwoord, ja. Okay, so, ek moet die werk insit, om uit te figure, is ek die Kersster of is ek die glitterboom? Ja. En as ek besluit, maar ek is nuuskierig geraak oor hoe lyk daai other than daai I am. Dan moet ek die werk insit, want ek onthou vir myself iets wat 'n groot klomp verskywings in my lewe teweeggebring het. Ek was baie bewus van die dag en die moment toe ek besluit het, ek gaan uit die boksie uitklim. Want ek het twee vrese gehad. Die kleiner vrees wat ander mense gaan sê. Die groter vrees was, sê nou net ek klim uit en ek hou nie daarvan en ek wil terugklim. Gaan ek die pad weer vind. Maar dis daai onsekerheid. So ek wil dit teruggooi na jou toe. How do you deal with onsekerheid? Kyk, jy volg, ek het dit op my muur ander dag geskryf.
my spasie wat ek gehad het in die Karoo was 'n spasie wat ek enige mense wat gevoel het hulle is bietjie anders. Hulle het na my toe gekom. Hulle het ook my deure het ek oopgelos. Ek het nooit my huis gesluit nie. Mense kon daar bly vir hoe lank hulle wil bly. Net om samesyn te hê, juis met daai ding. Maar ek het laat mense altyd skryf op die mure wat hulle voel, 'n sterk oortuiging wat hulle ontvang. En iets wat daar gestaan het was, wat ek geskryf het nog was, volg jou voel. En iemand het 'n doetjie bo op die eer gesit en gesê, volg jou voel. Dis 'n arend, dis 'n arend. Ja, dis 'n arend en dit is 'n arendjie. En weet jy wat? Weens ek het dit vir Elia gesê, my ou bedrywe, ek hoop jy kry dit. But anyway, waar hy sê, I have placed you on eagle's wings, né? Weens 'n ou skriffies. Hy sê, but to bring you to myself. So whatever jou hoogste vorm van die idee van God is, die hele journey gaan jou na daai ding toe vat. You know, dis hoekom dit circular is alles. Dit vat jou na origins toe. Want origins, as jy weet wat jy voel, as ek nou vir die slim mense gaan sê, jy voel perpetuity. Jy voel iets wat perpetual is, wat consistent is, wat mooi wat daar aan is. Dan moet jy weet dit gaan oor hy origin. So daai is vir die slim mense. Maar as dit kom by hoe kan ek sê om hy plek te vat. Autoriteit is 'n baie belangrike ding wat mense mis. Net die feit dat jy mens is. Net die feit dat jy kan so maak. Die autoriteit wat saam met dit kom, mis mense want jy is geleer as jy nie daai nie, dan is jy nie daai nie, dan is jy daai nie. Al het jy hierdie goed geleer, jy is nie dit nie, jy is nie dit nie. Dit maak nog steeds die is nie waar nie. So sê nou maar, gaan nou 'n wilde voorbeeld gee. Sê nou maar dis 'n Labrador hond, right? En ek sê dis 'n Labrador hond en alles kom en sê dit is nie 'n Labrador hond nie en hulle bewys, maar dit is 'n Labrador hond. Kan niks wat gesê word dit verander nie. Daar's 'n autoriteit in waarheid bo evidences en woordjies en sulke goed, want baie van daai goedjies lê in 'n ketting ding daar buite wat jy in 'n kettingkie sit, sien jy? Waar okay, jy sê 'n goeie man nie. Okay, wat beteken dit vir daai mense, vir daai gesin beteken dit hy kyk nie na sy vrou finansiëel nie. Maar vir 'n ander gesin beteken dit weer nee, kyk hy's so dik geraak. Hy's vraatsugtig of wat. En dink jy ander goed is sien so jy moet enkel begin gaan na daai idee toe van as dit kom by autoriteit. Vat autoriteit in hy spasie. Nommer 1, jy's 'n mens. As jy 'n mens is, kyk om jou. Dan gaan jy sien al hierdie animate objects, hierdie 'n plant wat kan 'n bietjie beweeg, diere wat kan beweeg. Daar's iets omtrent jou wat jou 'n bietjie anders maak as hulle. Selfs met jou en jou broers langs aan jou. Dit sê vir jou klaar, jy is soewerein in jou reg hierso. Baie mense besef net nie dit alleen nie. Jy het die krag om te besef, 'n nuwe oggend het oor my gegaan. As jy net jou gemoed verander, dan begin jou direction van kreatiwiteit skuif na iets anders toe, jou projeksie vir die dag skuif. Die dokters gaan vir jou sê, endorfine en diks begin doen dit en as jy lag doen nie dit. Ek sê net vir jou, volg jou voelie binne. En ek praat van hy voel wat jy weet is, hy is reg man. Het voel satisfying, het voel goed. Ons almal weet wanneer daai truth resonate. Hy's verby woordjies, verby letters. Daai is 'n truth. Soek dit op en probeer dit meermaal navolg en aanwerk as wat jy in die ander goed werk wat iets vir jou sê jy moet daai doen anders as jy nie dit nie. Dit is 'n swaar ding om op jou te vat. Vat die ligter ding. Dit is vir ons gegee. Oomblik van stilte is nodig. Ek dink ons maak te min tyd vir stilte. Want wat jy nou sê is om terug te gaan na daai I am toe. Want as ek jou reg verstaan, is dit nou waarna jy verwys. Is om daai I am te vertrou. En
Die regte I am, né? Die regte Nie die I am. gefabriseerde een wat jy Ja, nou nee, definieer, die een- enige persoon nou nie. Die een wat ek die prys nou betaal het, want ek Yes. was curious en ek het myself gaan soek. Yes, yes. En, jy weet, ons lewe in 'n tyd waar daar soveel mense is wat vir jou antwoorde gee vir probleme wat jy nie geweet het jy het nie. En wat jou monetize en so aan. En dis hoekom ek nou dink ons maak te min tyd vir stilte. En you will remember that a while back Warren spoke to us, Warren from the Heart of a Father. And he spoke about his circles of men that gather, circles of support. I think that's what they call it. Waar mans by mekaar kom en net mekaar encourage en waar jy kan sê, ek sukkel met die ding. Maar daar's mense wat vir jou help en jou support en jou terugwys na, maar wat is jou I am? Yes, yes. En hou vas aan daai Focus amper. ja, weet jy, nou gaan ek jou 'n storie vertel. Ja, asseblief. En dis vir my 'n mooi memory. Toe ek en my ouer boetie klein was. Ons is 4 seuns, en tussen die top 2 en die bottom 2. Daar was 'n dag wat die jonger 2 eendag na ons familievergadering soort van geroep het en gesê, kan julle nie meer na ons verwys as die kleintjies nie, want ons is nou nie meer klein nie. Maar my oupa het vir ons 2 ouers, hy was amazing, en op 'n manier, daar kry my storie nou weer sterkies, op 'n manier resonate dit so met wat jy sê, want hy was gebore net voor die Tweede Wêreldoorlog, in die industriële revolusie, en sy pa het vir hom gesê, want sy passie was houtwerk. Jy kan hier in my huis kyk, daai lampstander het hy gemaak, What? uit weggooi stukkies hout. Wow. Hy het na want die hout het so duur geraak, hy het na al die houtwerkplekke toe gegaan. Dan sulke klein blokkies en sulke stukkies, dan sny hy hulle om te pas, laat dit lyk of daai ding uitgekerf is uit een stuk hout. Wow. Maar dit was 'n tyd van oorlog, en sy pa het vir hom gesê, nee, jy kan nie houtwerk doen nie, want jy gaan nooit werk kry. En mens kan die pa se concern verstaan, maar ek dink daar was 'n wond wat gekom het daarvan, dat dit wie ek regtig is nie goed genoeg. Maar so het my oupa se hele lewe, as iemand verjaar, dan kry jy 'n gekerfde houtkussie, of jy kry die of jy dat. Wow. En toe ek en my boetie nou klein was, toe het hy vir ons elkeen 'n bootjie gemaak. Hulle is omtrent so groot, so voet en 'n half. Maar bro, jy weet ons lewe in 'n tyd wat mense nie so sentimenteel kan wees nie, want die huise is te klein. Ewen die huise wat die regering bou, ek weet nie, as jou kind 'n sertifikaat kry, dan moet jy hom onder die bed vasplant, maar daar's nie plek nie. Want dis iets wat ek sou wou vashou, maar die lewe het gebeur, en my broers het saamgetrek, maar teen die tyd wat hy toe nou hier in Elsies opeindig, was hy toe nou redelik beskadig. Maar daai boot was perfek gemaak. Die vorm van die boot, hy het 'n mas gehad, hy het die kleinste daai skroefies met die oogie aan opgedraai. Ek wil amper sê hy moes 'n boek gaan bestudeer het, want daai vlaggies was vasgesit soos op 'n regte skip. Wow. Jy kon hulle optrek, jy kon hulle laat sak. Ja. Dit was letterlik, it was closer to a replica than a toy. Was hy 'n bootmens? Oor die algemeen was hy 'n seeman, was hy visser? Nee. Dis net die krag self. Ja. Wow. En Ja. ek het 'n pondie in my tuin, en want ek weet die ding is nou al redelik, die hout het begin vrot en so. En hier's die einde van die storie. The show is not about me actually. Maar dit sluit so aan by wat jy sê. Want toe lê ek nou in die bed en ek dink aan my oupa.
en aan die boot en hoe lank het hom ons gevat het, want hy was nie iemand wat met sy woorde kon sê, Wow. ek gee om vir jou. Ja. Hy was die bevoederdste man wat jy kan. Maar die familie het soort van geleer om saam te lewe met sy bevoederdheid en dit, ons almal het nader aan, dit het 'n kook geword. Ons het gelag daaroor, want ons weet, oupa is bevoederd. Ja, nee, dat was maar my opa. Hy is maar so, was maar my opa. En hy was 'n Hollander, né? Hoe weet het, hulle kan kwaai wees. Maar toe lê ek nou hier 'n ding, want ek het die boot nou langs my plank gesit, laat hy daar nou in vrede gaan, tot hy nou klaar is. Ja. Maar toe dink ek, want daai boot het hy so mooi gedesign, die ding het 'n kiel gehad. Die kiel is mos die stuk wat onder aan 'n boot kom, wat keer dat hy Ja, die opswaai in die water. ballast. Hulle noem dit in Engels 'n ballast. Ja, nou, Vir die weight shifting. moet ja, jy- ek ken nie die name so mooi nie, maar dit is so fin, wat hy gemaak het met 'n stuk lood aan, laat as die wind waai, kan die, sy boot, ek meen, dis 'n toy vir 'n kind, en die boot kan nie omval nie. Maar toe sit ek en dink, ek het hierdie memory van my oupa, maar van daai boot wat hy van my gemaak het, om mee te speel, die ding wat gaan oorbly, wat nie kan in wind en weer verrot nie, is daai lood ballast. Wow. En dis die ding wat keer dat jy omval. Dis die I am. En mense kan sê dat hulle wil, maar daai ding is van lood gemaak. Hy kan nie roes nie. Niks kan met hom gebeur nie. Hy hou daai boot op sy koers. Wow, Johan, dit is baie spesiaal. Ek het nou die dag toe lees ek jy's 'n boek wat ek mee besig is, Love is Stronger Than Death, maar 'n baie onortodokse tipe van boek. Maar dan praat die dame van die ballast. Dis hoekom ek dit maar nou weet, is nie dat ek bote ken nie, ek het dit nou net nou die dag gelees. En dan praat hy van die weight wat in die middel is, wat sy dit ook gereference aan die centering yourself, sodat hy waves van goed en nie jou vat na enige any wave of doctrine, soos die skrif ook sal praat altyd, laat dit nie net vir jou enige plek na toe gaan nie. Dit is 'n baie persoonlike ding. En jy sê, en soos is reg soos jy sê, jy kan net dit, daai sente ding, hy wat jy voel, kan jy regtig net vind in stilte insien. Ongelukkig is ons in 'n wêreld wat almal wil die pad aanwys. Dit is nou maar so, want jy het die resultaat gesien van as iemand die pad aangewys het, dan het iemand verwys na so iets toe, verwys. En almal hou van die accolade wat kom na verwys. Johan, dis Johan, verstaan? Almal wil daai hê, maar ons voorouers, almal se voorouers wys vir jou dat dit gekom met gaan in die donker in. Jy het nie 'n formule wat jy voor die tyd het en dan gaan doen jy dit. Ja, baie van hy sisteme wil net so, ek het die formuletjie. Dis hoekom ek wil spesifiek met ons mense praat in die gesin en veral in die areas, ek moet Elsies praat. Dan gaan ek sê, ons is baie lief vir koffie. En omdat ons great is daarin. En weer eens, daai layers van objectives, van observance, sien? Ons is baie layered in ons observing. So, wanneer ek dan nou iemand moet na aap, dan sal ek ook dit gou kan doen. Want jy kyk na al die micro goeds vinnig man, sonder om die woorde te snap. Maar as jy so gou as moontlik met dieselfde tenacity, selfde errands en selfde dissipline en focus na die spieël toe kan gaan en 'n bietjie in jouself in gaan kyk, dan gaan jy ook amazing goed van jouself kry man, wat nie lelik is nie, sien, wat miskien voorskriftelik gesê was, dit is sommer lelik, of dit is dom, of daai werk nie so nie, jy's te groot vir daai, of jy's te klein vir dit, jou stem gaan nie werk vir daai nie, al daai goed is nie waar nie. Luister mooi, al daai goed is nie waar nie, want sodra jy gaan sê, ek kan nie, as my pa, ek is 'n nama, nou ons mense kan, ons abse sê, een ding wat jy kan nie sê, is, kan nie, hy is die enigste plek waar hy sê, kan nie. Kan nie. Ek wil net sê, die boere is net dieselfde. Kan nie kry was dood. Kan nie, sien as hy glo, alles die woestyn, ons kan lewe in dit, daar moet 'n moontlikheid wees, weer eens die autoriteit wat jy vat, nie net wat die brein sê nie, want ons moet nou al leer, die voel is hier nie, die voel is nie die mind nie, die mind try die voel navigate waantoe ons gaan, maar jy
jy moet regtig kyk na wie jy is in jou hart. Daai sentrale ding kan jy net in stilte kry. Ek het hierdie tattoo op my arm ook al, dit was my heel eerste tattoo actually, silence. En almal weet toe ek dit kry, my pa het my ingeroep en hy sê vir my, hy vra my, jong, wat is die? Want ons ken nie dit in ons familie nie. Sien, ek het dit ingebring, bom, haas was dit. Hy like, wat is die? En so groot en so aan. En ek is toe al 'n groot man, maar ek sê vir hom toe, kyk, ek verduidelik hom toe die hele ding. Sien, silence vir my, altyd, almal weet, as jy expression sessions toe gaan, Kuilsrivier, Woester en daai, hulle het even 'n segment van dit, wat ons omtrent nou 20 jaar terug gestart het, wat ek noem space for thought. Daai is wat silence is, space for thought. En oor die jare wat ek nou 'n bietjie educator was en so aan in kerke veral en goed, het ek baie gepraat oor die lack van silence, want oral is daar maar 'n geraas, en selfs mense so bang vir stilte, selfs as hulle toilet toe gaan, dan gaan jy die foon aansit en goed, want stilte kom na jou toe. Stilte gaan maak dat jy jouself sien, en ons het nog nie daai dans van onsekerheid met onsself ook gehad nie, sien, en is important om in te gaan. Ek wil jou stop.